Welkom julle by episode 4 rigtingse kommentaar episode. Okay, soos ek laas genoem het, die transition is nogals cool hierso, waar uit die verlede was hulle by die Marksplein by die dorp en dit was 'n muurnes vol mense en dan gaan dit oor terug na die verlede toe, dieselfde Markplein, maar nou is dit doodstil en dan beweeg het oor, soos ek laas genoem het, ek het hierdie idee van 'n drone shot wat oorgaan na die Mankie's huis en Juba's besig om vir Royes te was. As julle reg kan onthou, op die verlede tydlyn het Juba en Slabs op die rugbyveld met Royes rondgejaag en die modderspatsels lyne getrek en die duivels gejaag, soos ons gesê het. So, hier is nou die nagevolge daarvan. Juba's besig om vir Royes te was, baie modder op die kar en op die wiele. Natuurlik is hierdie 'n belangrike ding, want dit is juis in hierdie proses waar Juba nie die wiel mooi opsit nie, wat lei tot die ongeluk op die einde. Hier's waar Mario aankom en hy sê speakerish en hy fluit. Daar's 'n stuk wat uitgesny het, dis toe ek besef het, dis 'n grappie wat deurlopend in die stuk oorspronklik was, wat ek net heeltemal uitgehaal het, waar hulle sê 27 minute laat, jy weet, en dan is die reveal daar, dat die grappie van 27 minute is, Mario 27 minute vroeër gebore was, so hy was 27 minute laat, en weer eens, dit het net nie gewerk nie, dit is net nie so snaaks soos wat dit is nie, dit het geen waarde gevoeg tot die karakters nie, is net iets simpels gewees, so dis hoekom dit ook maar net uitgehaal was. En ons positioneer ook dan onmiddellik om te sê, ons weet waar die ander is, jy weet, soos Mario sê, Slabs vroeg al huis toe, het pa hom gevat, ja, so dan, ons weet waar Slabs is, so 'n bietjie kontinuïteit is, en dan praat hulle weer oor hulle butiek bierbrouwery, en ek kan sien Mario wil ietsie sê, en dan, ja, dan stap hy maar net aan, en hy wil nie regtig daaroor praat nie. Maar in elk geval, dan kom Juba agter, en soos ek daar sê, Juba's lyn, wat krap Mario, is soos, Mario wil maar net nog nie die gesprek hê nie, maar dan begin ons agterkom, waaroor gaan dit als. Ja, en dan gaan hulle na die stoorkamer toe, en vir die eerste keer sien ons die stoorkamer met die butiek bierbrouwery, hulle doen dit jouself setup. Ek het tyd spandeer om hierdie te beskryf, en die rede hoekom ek het beskryf hier, so meer as wat ek baie anders sien sal beskryf is, omdat dit so 'n belangrike deel is van die identiteit van die broers saam, en hulle entrepreneuriese vernuf, en hoeveel liefde hulle in dit sit. Dit gee jou insigte, Mario wat die sketse maak, Juba wat die checkliste het, en hoe goed hulle saamwerk. En so ek het net gedink dis mooi, en die score weer eens wys, dra net by tot die emosie van dit, en hoekom hierdie twee vir die pad doen dit jouself begin, eintlik baie mooi opgestel is. Jy kan sien hulle is reg om dit groter te maak, iets van dit te maak. Maar dan begin Mario praat, en Mario begin om reveal, en eintlik is dit die eerste keer waar ons baie 'n dieper kant aan Mario sien, waar hy, weet, maklik geunderestimate kan word, omdat hy grappies maak en geselsies maak, maar hy het definitief 'n baie wyser kant aan hom, en hy praat met sy broer, en hy probeer dit saggies stel, want hy weet hoe baie hierdie alles vir Juba beteken, hierdie bierbrouwery wat hulle wil begin, en hy sê vir Juba, dit is eintlik sy idee, en dat Mario het nog nie rigting nie, en dis waar die naam van die titel van hierdie episode vandaan kom ook. Dis 'n meditasie oor wat is rigting. En Mario wat net so sê, hy wil nog sy rigting vind, en hy weet nie wat dit is nie. Maar hy wil definitief, hy weet, hy wil net nie Juba se rigting volg nie. En dis 'n groot skok vir Juba. Dit is 'n groot half, weet, Juba het gedink hulle het 'n plan, en hulle is reg vir wat vorentoe gaan, en hy en sy broer gaan saam met die ding aanpak, en ewe skielik is daar 'n vraagteken oor dit. En Mario sê vir hom, moenie worry nie, ons sal op 'n ander tyd daaroor gesels. Dit is nie nou 'n groot ding nie, vir nou kom ons wees in die oomblik, en dis tipies Mario se houding. En hy vertel van hoe impressed hy is met sy broer, so hy probeer dit regtig saggies oordra, maar ook in waarheid leef vir homself, ou Mario. En dan is daar net so 'n cool oomblik waar Mario bo op die trappie staan terwyl Juba onder is half net 'n bietjie van 'n visuele power dynamic om te wys dat Mario op hierdie oomblik is die een wat in beheer is en weet wat hy wil hê, en hy vryf Juba se hare die mekaar. Weet, Juba is geneig om dit met sy broer te doen, en dit laat Juba lag, want Juba besef, soos hulle is equals met hierdie, en dis dalk okay, maar nie te min.
vir wat kom, is dit deel van die verlies aspek van Juba wat hy gaan voel. Ja, so is baie interessant. Ek is baie trots op hierdie klein belangrike scene wat ek uiteengesit het hier. Ons sien ook dan dat Juba weer terug is om Royes klaar te was en hy sit die laaste wiel op, maar hy is in gedagte, want hy kyk terug stoorkamer toe, hy dink aan die gesprek. En natuurlik weet ons dat Juba nie mooi die wiel opgesit het nie. So dit wys net dat hierdie goeders is nie altyd net swart en wit nie. Nou, wat julle hoor is dat 'n rukkie later kom die ouens by die huis uitgestap en hulle is hulle is op pad na hulle kuierplek toe of na hulle baie braai toe, hulle afskoppartytjie en Prof Meintjies geniet dit, sê vir hulle geniet dit seuns en dan ontmoet ons vir Tannie D. Maar voor dit het ek 'n tipe van 'n scenes gehad wat ek heeltemal uitgesny het, seker 'n bladsy en 'n half se scenes uitgesny het waar ons sien hoe al die verskillende vriende hulle self regmaak vir die partytjie. Ons is in Slabs huis en ons sien hoe Slabs regmaak. Ons sien vir Monty wat in die spieël kyk en sy hare netjies kam. Mario het 'n snaakse oomblik waar hy half in 'n spieël kyk en so verskillende outfits aantrek en op 'n cowboy hoed et cetera en hy is half maak grappies daarvan. Juba et cetera. En ag, dit was oulik en is nostalgies, maar weer eens is een van daai goeters van, is dit regtig nodig? Ek wil die scenes 'n bietjie korter hou, ek wil die runtime korter maak. So jy sny dit maar, want dit voeg nie fundamenteel waarde by tot dit als nie. Alhoewel dit nogals 'n lekker ligte oomblik is en al daai goeters. Maar nou ja, ek het dit uitgehaal en toe het ons onmiddellik ingespring waar Prof Meintjies en Tannie D tot sien sê. My vrou Lizindi het die stem van Tannie D gespeel, so dit was my nogals cool geweest om haar daar te hê en deel te maak van die produksie en die opname. Alles het net vir 'n klein stukkie en ag, ons hoor maar net die agting wat die kinders vir hulle Juba en Mario vir hulle ma het en ja, en Tannie D het 'n presence aan haar. Ek sal nogals wonder, en dis die eerste keer in die storie wat ek eintlik nou 'n vrou karakter insit met dialoog, soos wat ek laas genoem het, die vroulike gees is baie sterk, maar ek het al hierdie baie bewuslik gedoen, en hierdie is nou die oomblik waar ons dan sien, en sy maak 'n cool presence, en sy natuurlik gee vir hulle 'n baie cool afskeidsgeskenk, jy weet, die houtkussie wat dan Juba en Mario oorgehandig is, en hy maak oop, en dan sien ons gegrafieer reisigers, so, dis die eerste keer wat ons die naam reisigers in die stuk sien, en dit is wat hulle ma vir hulle gegee het. Dit is nogals baie cool, en dit is soos hierdie klein bottel whisky en 4 leergebinde jeupflesse, elk met die naam van die vriende op. So, ek dink net dit is baie cool, en dit pas net in, soos dis duidelik dat Tannie D en Prof Meintjies hulle kinders ken, hulle ken die gees van die vriendskap wat van hulle vriende, hulle ken wat hulle lus vir avonture is, en ag, dis maar net baie mooi, en dan natuurlik is daar net die totsiens sê, wat, en Mario se laaste woorde aan sy ma, hy druk haar styf, en laaste een vir die pad sê hy, laat gaan hy, lief vir jou ook mams, en daar gaan hulle spring in Royes, en daar gaan hulle om na hulle afskeidspartytjie toe te gaan, om vir Slabs en vir Monty te gaan optel. Nou ja, ek moet nou spesifiek hierso pause, want hier is een van die gedeeltes wat ek uitgesny het, wat ek so sad is dat ons dit moes uitsny. So, die oorspronklike scene was gewees dat ons fokus op Juba en Mario in die kar, en hulle begin karaoke in die kar. Laat ek dit gou vir julle lees. Binne en buite Royes op die paddag, ons hoor die ritmiese klap van hande op die voorste paneel, soos ons die rooi Capri by die dorpsstrate sien deurbeweeg. Binne sien ons vir Mario oorfone aan, wat die gees groot begin vang. Met sy hande aan die klap word die hele kar se interieur Mario se tromstel. Ons hoor 'n unieke indie weergawe van Ruiter van die Wyntjie. Sy bewegings probeer vir Juba aanhits, wie sy broer ignoreer, met 'n glimlag wat uit die hoek van sy mond begin vorm. Mario slaan sy selfoon oor na luidspreker wat Juba se vingers begin aansteek. Een tromstok slaan vir Juba wat 'n karaoke duet behoorlik afskop. Hulle vergeet die woorde hier en daar, maar dit stop nie die ekstra oomf in die koorgedeeltes nie. Royes die broers se verhoog. En dan sien ons maar net hulle optel. Nou, die musiek waarna ek geluister het toe ek eers hierdie
hierdie scene in gedagte gehad het, was die tema lied van DuckTales. Daai liedjie DuckTales, woohoo. Ek het dit gespeel en dit is so in my gees so gesit wat hulle na geluister het, maar toe skakel ek dit oor na Blessed Bridges se ruiter van die Wankie toe. Dit is 'n cool scene geweest, want die idee is om hierso nou 'n toppunt van euphoria te wys. Daar's onskuld, daar's spontaneïteit, jy sien die interaksie tussen Juba en Mario, en dis 'n lekker, ek kan dink as 'n kyker of 'n luisteraar sal jy 'n groot smile op jou gesig kry. Ons het dit rekord. Ons het dit daar gehad en Dion het die tromme by hom gehad en Jacques het ook saam gesing en hulle het Ruiter van die Wankie op oorfoon in hulle ore gehad en hulle het saam gesing en die hele idee was jy moet sing, maar jy moet ook soos lag tussenin en jy moet die woorde vergeet en alles. Het was regtig cool om hierdie twee talentvolle musikante te sien waar hulle aspres verkeerd sing en hulle net jy kon sien hulle talente net deurkom en hulle net lekker sports gehad en ons almal wat gekyk het soos wat hulle opgeneem het, net 'n groot smile op ons gesig gehad en dit was regtig net so cool geweest. En dit het gewerk. Toe ons daar wegstap, toe ons soos hierdie gaan 'n lekker scene wees. En toe kom ons in die studio en in post-production en ons probeer dit oordra vir julle die luisteraars en dit het net nie gewerk nie. Daai selfe energie het flat geval. Die klanke was net nie reg nie. Jy kon dit net nie, ek weet nie, ek kan nie my vinger daarop sit hoekom dit so is nie, maar net die gees van die oomblik was net nie daar nie en dit het geforseerd oorgekom. Jy kon nie al die klankstukke hoor nie en as jy dit nou sou invul met ander sound effects en goeie sou dit net nie gewerk het nie. So dit is nou een van daai dinge wat ek nou moes afsny maar reluctantly so, ons moes dit net gekat het. En ek is hartseer daaroor want dit was so cool geweest en ek wou vir Jacques en vir Dion gehonour het met wat hulle daar gedoen het, maar dit moes gedoen geweest en op die einde van die dag is die belangrikste die ervaring wat julle as luisteraars van die stuk het. Hoopelik as die film eendag gemaak word, sal daai baie sterker deurkom. Maar nou ja, dan spring ons in, ons het dit gesny, so dan wat julle hoor is net almal wat in die kar is en ons 'n feestelike atmosfeer. Dit was nou die compromise, so te sê, wat ek hier moes doen, en dan trek hulle af van die pad en hulle is by 'n uitkykpunt. En daarso lig hulle flesse op en Juba wil 'n speech gee, maar eintlik kan hy nie, hy het nie die woorde nie en alles, en dan het Slabs net hierdie cool lyn wat sê, soms is niks genoeg. En die hele punt is vir die eerste keer waar al hierdie vriende die hele tyd met mekaar chat en Juba het al hierdie wyshede en Mario die grappies en Slabs en Monty is daar. Vir die eerste keer is hulle stil en hulle kyk net uit oor hoe die son die grond begin raak, soos met die son sak. En dit is net soos die toppunt van die stuk. Dit is die mees gelukkigste wat hierdie vriende is. Hulle is in hulle element. Hulle is reg vir wat voorlê. Hulle is op hulle gelukkigste. Maar natuurlik gaan daar nou weer 'n draaipunt kom. Die ouens spring in die kar en hulle jaag op die grondpad, op pad na die kuierplek toe, en dis net so mooi, almal is in die kar en jy kan sien, Juba is in sy element, hy kyk na Slabs, kop uit die venster, wind in sy gesig, en sy triespeeltjie na Monty, sy mond en oë waarwyd oop, en dan na Mario, wie homself met beide hande ophou aan 'n dak, handvatsel. Mario sien vir Juba se kyk, smiles terug, en van buite sien ons Roy se wiele in stadige aksie op die sand draai. Die laaste sonstrale skyn deur die stolwolke, wat die oranje skemerlig volmaak. Roy is en haar reisigers, wat nie meer vir ons sigbaar is nie. En dit is dan die transition, waar ons oorgaan na die Hede toe. En wat 'n cool transition, hè? In my gees is ook dan speel dit af in slow-mo, die wiele van die kar, die stof, die vriende, alles is net so cool, en dan gaan ons oor na die Hede toe. En dit is waar ek oorgeskakel het, wanneer ek geluister het na musiek, het ek na die White Stripes geluister. I'm Shaking met deur Jack White, wat net so lekker vibe het, is so 80s, nie 80s nie, so 60s rock and roll alternative weergawe, en ek het hom oor en oor gespeel, want die energie wat ek probeer oorkry het in die skryf van hierdie volgende stuk, basies die laaste stuk van die draaiboek is, amper hierdie lekker dansenergie, maar daar is hierdie onderliggende nervousheid, en ja, en so, dan is ons weer terug by die ouens, in die Hede, waar hulle by die markplein is, waar hulle van Oupa Sol af teruggekom het. Ek dink soos wat julle na die kommentaarreeks luister, kan dit dalk 'n bietjie de mekaar klink, maar natuurlik soos wat julle
van begin tot einde na die stuk luister, maak dit sin soos wat mens spring tussen die verskillende tydlyne. En ja, dan sien 'n banier van 'n boutique bierbrouery en hulle is impressed natuurlik want dis deel van hulle storie gewees. So hulle gaan daarna toe en hulle is daarso by die tafel en hulle kuier net lekker. Ons kry dan insig met ou Monty. En ou Monty het ons sê besig om te deconstruct en dit maak die deur oop vir hom om 'n bietjie te deel. Ons kom agter dat hy nie 100% seker is oor wie hy is en sy planne wat hy het nie en spesifiek is hy ook nie 100% seker oor sy eie seksualiteit nie en of hy die girlfriend regtig wil hê wie hy het tans en ja, so hy ken nie regtig sy plek in die wêreld nie en hy's 'n bietjie onseker. Daar's 'n stuk wat ek hier uitgesny het want daar's 'n lyn waar hulle nou gesels en Mario is op die dansbaan, maar ja, obviously is Mario nie regtig daar nie, maar dis 'n manier om net almal te posisioneer op hierdie oomblik. Maar Monty praat met Slabs en ou Juba vra, weet, wat laat jou lewendig voel? Obviously 'n callback na oupa Sol se lyn toe. En daar's 'n stuk wat ek uitgesny het is waar Monty probeer bravado wees. Hy sê, ja, daai gevoel, die lekker gevoel. In elk geval, en dan vra hulle, wat laat jou opgewonde voel? Dan sê hy, wel, Slabs groot hande laat my opgewonde voel. En dan is daar hierdie ongemaklikheid, en dan maak Juba 'n grappie, en dan lag hulle almal, en Slabs bietjie onseker, maar hulle luister, en alles, en dis die eerste keer waar hulle uit agterkom, dat Monty nie 100% seker is oor sy identiteit nie, en wie hy is nie, en wat hy wil hê uit die lewe uit nie, en veral uit verhoudings wil hê nie. Ek het daai stuk uitgesny waar hy praat oor Slabs hande, die terugvoer wat ek gekry het oor daai stuk en wat ek gedink het waar is 'n bietjie too on the nose. Jy haal die misterie uit dit uit en dit is eintlik baie selde as jy met ouens praat wat dalk homoseksueel is of so, dat hulle soos daai weerligstraal oomblik sê en dit, jy weet, onmiddellik soos dit duidelik maak. Dis half dat dit reveal homself eintlik net deur aksie, soos wat in enige persoon se verhouding gewoonlik is. So ek het gevoel dit was too on the nose en ek dink mense was reg toe hulle dit vir my uitgewys het. En laat ons 'n bietjie misterie voel daaroor, want Monty self is nie 100% seker of dit is regtig wat hy voel nie. Hy ken homself nog nie eintlik so goed soos wat hy dink hy doen nie. En dis die eerste keer wat ons dit agterkom. En dan beweeg Monty oor na die dansbaan toe om vir Mario te gaan join. En dit gee vir ons die geleentheid vir Slabs en Juba om alleen te sit en gesels. En hulle gesels en dan kom daar 'n klomp skoollaities verby wat die meneer spot. Hy is mos 'n onderwyser by een van die skole. So, en dit is dan duidelik dat Slabs maar net nie die respek het in die skool met die kinders soos wat Juba gedink het hy sal hê nie. En Slabs praat van dat hy 'n standvastige man vir hulle wil wees, maar hy kry dit nie reg nie en hy twyfel dan daaroor. Maar dan sê hy, die emmer is nou leeg, net nog een ding om af te handel, en dit is nou Slabs wat nou besig is om hy maak homself reg om die reveal te maak, en dan sê Juba, jou pa, en dan kyk Slabs ernstig na Juba, met daai geligte wenkbrau, en hy skud sy kop, en hy sê, nee my vriend, jy. En dit is dan waar Juba klik oor iets is aan die gang hier, so is alternatiewe motiewe, en voordat hy kan reageer, is daar 'n fluit van die dansbaan, en dit is dan wat ek noem die oh shit oomblik. Dit is waar Mario is op die dansbaan, ja, maar Monty spesifiek, en hy stamp teen 'n ou vas, sommer 'n stereotypiese buffeltipe van 'n persoon, wat 'n bietjie van 'n ego het, en dit ontlok 'n bekleierery. Weereens die sound design is so cool hierso, die stemme, Luan wat Slabs speel, het regtig uitstekend gedoen, waar hy net soos die verskillende sound effects gedoen het, en Slabs wat instap, dis so cool oomblik, Slabs stap in, hy gebruik sy groot hande, en hy ruk almal net uit mekaar uit, hy slaan niemand nie, hy ruk net almal uit mekaar uit, dis 'n groot te mekaar spel, en die rede hoekom dit nodig is jy het nodig vir iets om chaos te skep in die draaiboek op hierdie oomblik. Iets wat soos almal op hulle edges sit, sodat wanneer mense op hulle edges is wanneer die waarheid uitkom. En dis wat gebeur, is soos almal spring in, alles gebeur, as 'n klap teen die oor, Juba hoor weer vir Boeta, jy weet, so dit is, jy word geforseer om jou demons te konfront, omdat die adrenalien daar hoog is, en dis chaotic, en jy kan nie lekker sin maak nie, soos amper primal op 'n manier. So, en dan spring almal weer in die kar na die bekleierye, en nou is dit tyd, en
Hulle is besig om te ry, jy kan sien dat Slabs spring in agter die stuurwiel, nie Monty nie, en Slabs bestuur, en hoekom bestuur hy? Want Slabs vat vir Juba na Juba se pa toe. En Juba kom dit agter, nadat hy die pad begin herken, en hy soos weier, hy spring amper uit hy spring uit die kar uit, maar die kar is, terwyl die kar nog aan die gang is, ja, en dis dan wanneer daar 'n konfrontasie is. Slabs kom en hy vertel vir Juba presies wat gebeur. So tussen die gestoeiery, tussen die geskel op mekaar, Juba stamp vir Slabs en Slabs wil nie engage nie, sê Slabs vir sy vriend, dat sy pa is nie net siek nie, sy pa is oorlede. Maar Juba vat nie die byt nie, hy wil nie dit glo nie, en Slabs sê vir hom, ons is hier om jou pa te kom sien, want jou ma het jou pa verlaat, en jou pa het jou nodig, en julle het nodig om te gesels, sodat julle hierdie ding kan face met die verlies van Mario. En ja, so dis 'n massiewe brawe ding, dit hoendervleis is wat ek daaroor praat. Ek het vergeet om te sê, daar's 'n klein ding waar hy so sê, ons almal, Juba dit half uitgevind het, behalwe die landmerke, is dat Monty na Pat verwys na Patricia, wat sy restaurant basis by die restaurant, en dan connect Juba die dots. Nietemin, die bekleierye gebeur weer, ek is baie trots op die sound design hierso van Gideon weer eens, hoe hy net die atmosfeer reg kry, en dan hoor jy die stem van Prof Mentjies. Joubert, wat is weer eens Philip wat die rol van Prof Mentjies speel, net soos dit uitstekend gedoen, en dan stop alles onmiddellik. Jy's like, en ek hoop julle kan, terwyl julle geluister het, die rouwheid van het als voel, Prof Mentjies se stem, die stof, die stamp, die sweet, en dan ook daar so basgitaar klank, en ek moet vir Gideon hierso krediet gee. In die begin was daar geen klank gewees nie, of ek kan nie eintlik nou presies onthou nie, miskien was daar 'n ander tipe instrument wat ons gebruik het, maar toe sê Gideon vir my, nee, hierdie korte basgitaar, net soos een string, en dan het hy 'n bietjie van 'n effek by dit gesit, en dan het hy net so vibrasie gegee, en dit was net so onmiddellik reg, jy's in daai oomblik, jy's saam met hulle, en dit is waar Juba nou geforseer word, om sy verlede te konfronteer, en dan stap hy en Mario is obviously nie daar nie, maar dan stap hulle op die voorstoep, en dan sê Juba vir Mario, maar eintlik praat maar net vir homself, waar was jy? En dan sê Mario vir hom, hierdie is jou battle, en dan stap hulle in, skouers terug, rug regop, Juba al diep asem, die broers stap binne. Okay, in die volgende episode, in episode 5, kyk ons wat in die finaal gebeur van die Reisigers die reeks. Ek hoop julle het dit geniet sover, is julle reg vir wat kom? Dit is nou die finale episode wat gerelease gaan word, en dan die kommentaar agter dit, en ek kan nie wag om dit met julle te deel nie. Ek is 'n bietjie geïntimideerd ook, om eerlik te wees, want hierdie is 'n baie emosionele fase, maar ook 'n baie, ek gaan nie verder praat nie. Julle gaan dit geniet, ons gesels weer volgende keer.